Goeiemôre geliefdes. Baie hartlik welkom vanoggend. Ek verwelkom julle met 'n warm hart. Want volgens die voorspelling het ons warm harte nodig vir hierdie week dat dit moontlik die koudste van die winter kan wees. Maar ek dink ons is almal bly dat die Springbokke goed gespeel het en dit hier in Loftus in ons eie stad was. En ons hoop dit gaan dan ook goed, want dit voel vir my altyd met die provinsies het ons elkeen ons eie provinsie wat ons ondersteun. Maar as die Springbokke speel, dan is ons almal Suid-Afrikaners wat hulle ondersteun en dra. En dit is tog ook so as kerk dat ons broers en susters van mekaar is en weer bewus is dat ons deel vorm, nie net as gemeente van mekaar, van God se familie nie, maar landwyd en wêreldwyd dat daar mense dwars oor die wêreld die Here aanbid vandag. Welkom in die erediens. Ons herinner net aan die volgende afkondigings. Ons is bly saam met die volgende mense wat hierdie week verjaar, wat bo 70 is. Philip Breed, Elsie Oosthuizen, Martie Cronje, Rudolf van Wyk, Dennis Hansen, Betty Winterbach, sy wat ook aansterk na 'n operasie, en Betsy Koetser. En dan dink ons ook aan Willem de Vos. Hy is weer terug in die hospitaal. Dit gaan swaar met sy gesondheid. Ons bid vir hom en Rina. En dan ook Jan Kotse wat herstel na behandeling. Betty het ek reeds genoem en Jan Botha, ons koster, herstel ook tuis na operasie. En ons is bly hy is beter. En dan asseblief let op die super senior se byeenkoms volgende week, die 20ste Julie. Dr. Petrus Moelman, 'n baie inspirerende man wat ek self ontmoet het en wat ek regtig kan aanbeveel. Julle sal nie spyt wees dat julle dit bywoon nie. Bespreek asseblief julle plekke buite as jy dit nog nie gedoen het nie. Philip sal daar wees met die teedrink. En dan ook vir Bert Du Plessis wat die wenner was van die lam. Ek hoop hy hou lekker braaivleis. En dan die manne aksie wat ook vra as ons kan help met komberse, sal hulle baie bly wees. Gemeente, as dit so koud is, ek weet nie of julle gesien het toe julle ingery het nie, die alwyne wat so mooi blom, en in party tuine waar mense gesiggies of primulas geplant het, blom dit mooi, maar andersins is dit maar vaal. Maar ek glo hierdie jaar met al die reën wat in die Kaap geval het en ook in Namakoland, gaan dit 'n wonderlike blomjaar wees. En ek wil graag hierdie gedig van D.J. Opperman oor Namakoland vir julle lees, want ons glo tog die woord van die Here is saad wat in ons lewens saai, en hy beskryf dit so mooi, en ek wil op daardie beeld voortbou. Hy skryf: op die groot saaidag van die heelal, het reeds 'n entjie diskant Wuppertal oor die kaal noordweste 'n sakkie van die Heer se beste saad per ongeluk gelek en uitgeval. En broers en susters, die blommepragt wat ons soms al self kon sien, ek weet nie wie van julle het die voorreg gehad om al te gaan blomme kyk in Augustus of September nie. As mense kinders op skool is, dan kry jy gewoonlik nie kans daarvoor nie. En ek en Linda kon daarom 'n keer na die kinders uit die skool uit is, dit gaan kyk en dit was wonderlik. En daarom wil ek hierdie saadjie saai uit Jeremia 8, waar Jeremia vra: my volk se wonde is ook my wonde. Ek is in rou deur angs oorweldig. En dan hierdie woordsaadjie: is daar nie balsam in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Is daar nie balsam in Gilead nie? En broers en susters, ek groet julle ook met Petrus se woorde op Pinksterdag, toe hy gesê het, deur Jesus se wonde het daar ook vir ons genesing gekom. Ons is as gemeente saam, ons sit hier in die kerk, party van julle sit in die saal baie keer, maar ek dink is daarom warmer
vandag hier in die kerk, maar maak net seker dat jy die mense rondom jou raak sien en groet asseblief en verwelkom hulle hierso. En Bert, soos bly jy's hierso. Ons gaan nie sê wanneer nooi jy ons vir 'n braaivleis nie. Gemeente, 'n lied wat baie van ons geslag baie voorlief is lied 200, oor die goedheid van die Here. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref. Maar dan ook die tweede vers wat sê, U bring in ons gemoed die vrede. Ek wil daai frasetjie ook vir julle onderstreep en in julle woorde harte saai as 'n woordsaadjie, dat ek net nou daarop gaan terugkom. Kom ons sing hierdie eerste 2 verse, terwyl ons staan en daarna die ander liedere gaan ons tussendeur die preek sing, maar kom ons loof die Here met hierdie pragtige lied vers 1 en 2. Dankie vir Herman wat ons vandag begelei terwyl Alta nog met verlof is. Dankie Herman, ons waardeer dit. Ons het ook gesing, die Here verlig ook ons rede en kom ons bid saam as ons as gemeente ook by mekaar is. Baie dankie Here vir hierdie dag, u dag, die rusdag. Maar Here, dankie vir elke oomblik, vir die blou lig en die dagbreek wat ons kan sien en ervaar. Dankie Here vir die vrolike sang van die Jan Frederik wat ons kan hoor. En dankie Here vir die vreugde wat in ons harte wakker maak. Dankie Here vir die voorreg om te kan werk, om 'n bydrae en 'n verskil te maak. Vir die tevrede moeg na 'n harde dag se werk. Maar Here, dankie ook vir die voorreg om te rus, jou aftrede en die goeie te geniet. En in die stilte raak ons bewus van die subtiele werk van u Gees in ons. En Here, ons as die kinders dors na 'n dieper en ryker lewe, om te onderskei wat werklik saak maak. Om soos u, Here Jesus, u lewe weg te gee, 'n opofferende lewe te leef, terwille van u en ons medemense. Maar dankie Here vir elke oomblik van eensaamheid, van wakker lê in die nag, die oomblikke wat gedagtes soos watervalle deur ons gedagtes druis, maar ook vir die dagbreek wat dan nuwe hoop bring, want ek weet dat alles nie van my afhang nie. U bring rus in ons gemoed, u bewerk die vrede. En Here, dankie vir elke uitdaging wat nuwe lewe in ons laat opstie.
soos 'n saadjie die grond oop stoot op soek na die lig. Dankie dat U vir ons durf en moed gee, want hiervoor het U ons geroep, dat ons met ons gawes U kan dien, dat ons deur die uitdagings nuwe horisonne ontdek om kerk te wees, Here, dat ons U invloed soos sout en soos lig kan wees, lewegewend en smaakgewend. Maak ons sensitief vir die sagte beweging van die Gees, die sagte stem, die vriendelike uitnodiging. Die uitnodiging, kom ek wys jou. Maar Here, dankie dat U ons opgewonde maak vir elke moment waarin U ons lewe stuur en verryk. Amen. Ons skriflesing is vandag Psalm 108. En dis ook nie 'n psalm wat ons baie lees nie. En ek hoop as julle dit weer lees, dat dit vir julle meer verstaanbaar sal wees, maar ook van groot betekenis. Want dikwels lees ons 'n psalm en hier so baie dinge wat ons nie verstaan nie, dat dit net by ons verbygaan. Maar dit is tog die doel van 'n preek, dat as ons weer 'n gedeelte lees, dat die Here ons ook deur hierdie gedeelte aanspreek, omdat ons verstaan en omdat dit ook deel word van ons eie lewe. 'n lied, 'n psalm van Dawid. Ek voel weer veilig, o God. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek U loof, Here, onder die nasies U lof besing. Want U liefde reik tot in die hemel, U trou tot in die wolke. Toon U grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde U mag. Verlos ons deur die groot mag en help ons, sodat hulle vir wie U liefhet gered kan word. God het in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek Sichem verdeel en die Sikot laagte uitdeel. Aan my behoort Gilead, aan my behoort Manasseh. Efraim is my vernaamste vesting, Juda my koninklike gebied. Moab is tot my beskikking, Edom neem ek in besit. Oor Filistia juig ek as oorwinnaar. Wie sal ons na Edom toe lei? Ons bring na sy goed beskermde stad. U het ons verstoot, o God. U trek nie saam met ons leers uit nie, o God. Help U ons tog teen die vyand, want die hulp van mense, dis niks. Met God aan ons kant sal ons oorwin. Hy self sal ons vyande vertrap. Ons lees tot sover, broers en susters. Ek wil maar op 'n ligter noot begin deur te sê, baie van ons sal nie sê hierdie is ons liefling psalm nie, as ek veral vers 3 vir julle lees. Ek weet nie of dit julle getref het nie, wat sê, ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooi dag wakker maak. Wie van julle is oggendmense? Ek is 'n oggendmens, ek hou daarvan as die son opkom en as 'n mens kan opstaan. Iemand het dit so mooi gesê, jy staan nie op om koffie te drink nie. Ek staan op dat ek kan koffie drink en dit is dis nogal 'n verskil. Maar gemeente, ons verwelkom nie almal die môre ewe vrolik nie. Sommige van ons is aandmense wat tot laat nag kan werk, maar dan staan jy nie so maklik op nie. Maar dit hang af hoe jou nag verloop het. As jy heel nag by 'n siek eggenoot of 'n siek kind gesit het, dan bring die nuwe dag vir jou hoop. As jy nagskof gewerk het, as 'n verpleegster of 'n dokter of in die veiligheidsbedryf, dan is jy bly dat jy nou kan gaan rus as die môre breek. As jy eers in die nag gaan slaap het, dan breek die dag te vroeg en wil jy nie die rooi dag wakker maak nie. En daarom wil hierdie psalm so vir ons wakker maak deur te sê, skrik jy wakker of word jy wakker? Want ek dink ons word nie ook almal ewe op dieselfde manier wakker nie. Ek self, as ek my oë oopmaak, is ek helder wakker, maar partykeer
voel dit tog ook asof jy uit narkose uit ontwaak, nee, hier is wolkies wat jy moet wegkry voordat jy heeltemal wakker is. En daarom wil Dawid iets meer hierso sê. Ek weet nie of julle sal nog onthou dat RSG of Afrikaans radio of Afrikaans stereo soos hy vroeër bekend gestaan het sondagoggende 'n erediens uitgesaai. En kan julle onthou wat is daardie titel? Ontwaak my siel, die diens in die ateljee. Nou ons praat nie meer noodwendig van 'n siel nie, maar ons praat maar van ons innerlike lewe. Maar Dawid wil hierso sê, soms word ons liggaamlik wakker en jou oë is oop en jou ore is oop, maar alles in jou is nog nie wakker nie. En daarom wil hy sê, ek wil ook wakker word vir die teenwoordigheid van die Here in my lewe. My oë moet ook oopgaan om die Here raak te sien en daarom Psalm 19 wat ons 2 Sondae terug gelees het, wat Dawid die son sien en sê, dankie Here vir die trou, vir die son wat opkom, dat ek u trou daaraan raak sien. En daarom wil hy homself herinner om te sê, ek voel weer veilig o God. Die Here het nie in die donker nag geslaap toe ek geslaap het nie. Toe ek onbewus was van wat om my aangaan, het die Here oor my die wag gehou. En daarom sê hy, ek wil my hart ook wakker maak vir die liefde en die trou van die Here. Want gemeente, dis 'n geloofsdaad om te gaan slaap. Want jy is onbewus van wat om jou aangaan. Ek sê dikwels vir lidmate wat vir 'n operasie gaan en narkose moet kry, hier gee jy jou oor aan 'n dokter wat jy van geen kant af ken nie en hy maak jou half dood of aan die slaap en hy bring jou weer terug. En soveel meer, hoeveel vertrou ons die Here elke nag deur te sê, Here, ek gaan nou slaap. Ek gaan nie weet wat om my aangaan nie, maar selfs in my slaap weet ek, U is by my. Maar dan sê Dawid ook, ek wil met die harp en die lier U loof en prys. En ek het al vir julle met julle gedeel dat 'n mens soms met 'n wasgoed gemoed maar opstaan, so blou maandag gevoel dat jou hart swaar is. Dat jy nie kans sien vir die dag nie, want dalk moet jy 'n dokter gaan sien, of daar's iets wat voorlê wat jy nie voor kan sien nie. En daarom dat Dawid wil sê, ek wil ook my innerlike mens weer wakker maak. Dan sê hy, ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek U loof. Here, onder die nasies U lof besing. Want U liefde reik tot in die hemel, U trou tot in die wolke. En geliefdes, ons weet, ons sintuie, dat ons kan hoor, dat ons kan sien, dat ons geliefde drankie wat ons in die oggend drink, of dit koffie, of tee, of rooibos tee is, of dalk suurlemoenwater, laat jou iets proe. En daarom wil hy ook sê, ontwaak my siel. Partykeer moet ons 'n pragtige lied hoor, dat 'n lied 'n wonderlike invloed op ons lewe het. Die lied wat baie van nou, You Raise Me Up, is 'n simbool daarvan om te sê, as ek wakker word, wil ek ook in my gees wakker word en sê, Here, ek wil U loof. En daarom gaan ons nou lied 280 sing, wat ook 'n pragtige verhaal vertel. Ek het in Ligtertrand gedink, sal 'n ander lied nie gepas wees, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood nie, maar ek het gekies vir 280 wat sê, Here Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad, in U liefde en genade het U ook ons hand gevat. Heer, U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. Kom ons sing hierdie 3 verse terwyl ons so sit, dat ons bewus word ook van hoe die Here ons lewens stuur en lei, ook ons lewenspad.
Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Ons tema vir oggend is jou reis na gister, bepaal ook jou roete vir vandag. En dis 'n aansluiting wat ek die afgelope tyd met julle gedeel het oor die teologie van plek, dat jy by sekere historiese plekke uitkom. Sommige van julle was ook al in Israel gewees, by Bethlehem en Jerusalem, by die see van Galilea, en dan onthou jy die gebeure wat daar plaasgevind het. Maar jou reis na gister is juis ook belangrik in jou eie lewe. En Jacques de Priester se program Reis na gister neem hy bekende persone in Suid-Afrika en hy vat hulle terug na die plekke waar hulle opgegroei het, waar hulle skool gegaan het, waar hulle gebly het. Ongelukkig sien ons soms ook die verval van die plekke wat eens wonderlike plekke was om te bly, maar hulle deel daarmee hoe die plek, maar ook die mense wat daar gebly het, hulle gevorm het en hulle lewenspad bepaal het. Psalm 108 het 'n paar name wat vir ons net name is, omdat ons nie Jode of Joodse gelowiges is nie. En ek gaan vir julle oor een of twee van hierdie plekke iets meer vertel en dit dan vertaal vir ons eie plekke waar ons ook dit beleef het. Ons plekke gaan dalk ander name hê. Maar op daai manier wil ek jou uitnooi om jou eie geestelike reis na gister te beleef. En ek sal dit verduidelik soos ons aangaan. Maar dan ook die uitdaging, nou laat ek gister die plekke waar ek gevorm is en die mense wat my help vorm het, waarheen stuur die Here my nou? En daarom begin ons by Sichem. Sichem is maar net 'n plek se naam. Hier in Psalm 108 staan daar in vers 8, God het dit by sy heiligheid beloof, as oorwinnaar sal ek Sichem verdeel en die vallei van Sukot uitmeet. Gilead, waar die balsam vandaan kom, is myne, en Manasse behoort aan my. Efraim sal my krygsmanne oplewer, en Juda, ja, Dawid is uit Juda uitgebore, is my konings en ook Jesus. Wat het alles by Sichem plaasgevind, broers en susters? En daar is ons net so gehuggie wat ek nou vir julle sal verduidelik, maar hy is ook in 'n oorlog verwoes. Sichem was 'n stad wat in Abraham se tyd al bekend was. As ons by Genesis 12 begin, as jy Genesis 12 se eerste paar verse is waar God vir Abraham roep en sê, Abraham, gaan uit jou mense uit na 'n land wat ek jou sal lei. Ek beloof vir jou eie land en ek beloof vir jou 'n nageslag. En daarom trek Abraham, en dan in vers 7 en 8 van Genesis 12 staan daar, nadat hulle in Kanaan aangekom het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het God aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. En dan lees ons 'n bietjie verder in Genesis 33, as Jakob daar verbykom, dan koop hy grond by Sichem, want daai tyd was dit nog Kanaan. En na oorlewering is Josef, toe die Egiptenare die Israeliete laat gaan het na die 10 plaae, het hulle mos Josef se beendere saam met hulle getrek, want hulle het dit vir Josef beloof. Is Josef by Sichem begrawe, en dis hoekom hulle daai gebouetjie destyds daar opgerig het. En ook in Josua 24 vers 24, daardie groot vergadering wat Josua met die volk gehou het, en vir hulle uitgedaag het en gesê het, vandag moet julle kies vir die lewe. Wil julle afgode dien of wil julle die Here dien? Dan lees ons in Josua 24 vers 24, en die volk roep uit, ons sal die Here, ons God dien, ons sal na hom luister. En dan staan daar in die volgende vers,
Josua het daardie dag vir die volk met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Broers en susters, by Sichem lê 'n groot deel van Israel se geloofsgeskiedenis wat daar gebeur het. God wat beloof het Abraham, jy sal hierdie land in besit neem. Jakob wat daar verbykom, Josef wat daar begrawe word, die volk wat weer daar kies vir die Here. En as Dawid in Psalm 108 sê, die Here sal Sichem verdeel, dan onthou hy God se getroue beloftes wat hy vervul het. Dan onthou hy die lewenspad hoe die Here sy volk gestuur het van Abraham se roeping af en alles wat gebeur het. Dat hy inderdaad die God van Abraham, van Isak, van Jakob, van Dawid en ook my en jou Here is. Maar ek wil jou uitnooi, waar lê jou Sichems in jou verlede? Ek wil jou terugvat na jou reis in jou verlede. Kan jy die adres onthou waar jy opgegroei het? Of miskien adresse? As jou pa 'n predikant was, of in die spoorweë, of in die bankwese, of in die polisie, het jy dalk baie adresse en baie plekke waar jy gebly het. Onthou jy daai plekke? Wat was die invloed van daai plekke op jou lewe? Die skole wat jy bygewoon het, die mense wat jy ontmoet het. Maar meer nog, waar het jy die eerste keer bewus geword van die Here se teenwoordigheid in jou lewe? Wat 'n gemeente? Was dit 'n erediens? Was dit 'n kamp wat jy bygewoon het? Want ons moet ook ons geestelike geskiedenis onthou, want dit bepaal ons toekoms. Kan jy onthou waar het jy belydenis afgelê? Waar het jy jou kinders gedoop? Waar is jy en jou geliefde getroud? Ook die hartseer, waar het jy jou ouers begrawe, jou oupa of jou ouma? Want broers en susters, dis diep geestelike geleenthede wat jou diep raak, en ons as Afrikaners wys dit mos nie maklik nie. Maar ons moet dit onthou. Ek het ook vir Johan en Jackie gevra om hierdie volgende skyfie. Ons bou nie meer altare soos Abraham nie, maar ons het 'n hoeksteen van hierdie gemeente. En die woorde het al 'n bietjie vaag geword. Maar wie van julle kan onthou dat julle by was toe die kerk ingewy is? Is die van julle vanoggend in die kerk? Ja, Lorraine is hier, 'n paar van julle. Dat ons die gemeente se geskiedenis onthou. Die gemeente word deur die jaar 58 jaar oud. Wat het alles in hierdie gemeente gebeur deur die jare? Miskien is daar 'n preek of 'n geleentheid wat jou diep geraak het, wat jy onthou. En alles gebeur nie in 'n erediens nie. Moses, as jy vir hom vra, waar is Braambos 101 daar naby Sinai, sal hy nie die plek vir jou kan sê nie, maar hy kan die ervaring onthou, dat hy God ontmoet het, wat vir hom gesê het, Moses, ek roep jou, om jou volk uit te lei uit die slawehuis uit, en julle onthou Moses se teenstand en sê, Here, ek kan eintlik nie praat nie, en daar is 'n pragtige preek wat Stuart Briscoe hieroor geskryf het, wat vir my telkens tref, wat hoe God vir Abraham roep, toe sê hy, hier is ek, Here, stuur vir Aaron, en dis mos maar maklik wat ons kan doen, Here, hier is ek maar, hier is iemand beter as ek. En daarom het Abraham 'n altaar by Sichem gebou, om te onthou, en die volk het dit onthou, en Josua het dit weer vir hulle bevestig. Onthou die Sichems in jou lewe, want dit bepaal jou toekoms ook. Maar ook Sikot, broers en susters. Sikot is net 'n naam, totdat ons onthou saam met die Israeliete wat daar gebeur het. Ek lees vir julle Exodus 12 vers 37, dat dit die eerste plek is waar die Israeliete tente opgeslaan het, na hulle bevryding uit Egipte uit.
die eerste plek waar hulle gebly het na die slawehuis. En daarom word die Loofhutte fees waar hulle ook in tente woon en die fees vier Sukkot genoem, omdat hulle onthou na die uittog het ons 40 jaar lank in tente gebly, maar die Here het ons bevry. En broers en susters, kan ons onsself indink in ons eie Sukkots. Saam met hierdie Joodse gelowiges, dink net aan die geskiedenis. Eksodus vertel ons, die volk het gesê, Here, waar is jy? Ons word met swepe geslaan, ons moet harder en harder werk met minder en minder goed. Het hy ons vergeet? En hulle het gebid en gesmeek en hier kom Moses, hier kom die 10 plaae. En hier lei die Here hulle uit en Farao wat hulle agtervolg en die Rietsee wat oopgaan en Farao se leer wat verdrink en hulle word gered. En hier by Sukkot, Psalm 126 sê die Here het ons gered en ons het gelag, was dit soos 'n droom. Kan jy self indink hoe hulle dit ervaar het? Jy as ma, kan jy die eerste nag onthou nadat jou kind gebore is? Die eerste dag toe jy jou kind huis toe gevat het. Ek dink elke ma en pa kan dit onthou. Kan jy die eerste nag onthou na 'n groot operasie? So kan ons aangaan, broers en susters. Daai dag wat jy gedink het, ek gaan miskien nie môre hier wees nie. Maar die Here het my nog 'n kans gegee. Maar ook om uit 'n verwoestende verhouding uit te tree, hartseer die eerste dag na jou egskeiding, om te sê ek is verlos van hierdie verwoestende verhouding, die Here gee my 'n nuwe lewe. Ons het in hierdie week gelees van Ellison Botha se misdadigers wat haar vir dood agtergelaat het, wat op parol is. En daardie geweldige storie 18 jaar terug, hoe hulle haar aangeval het en verkrag het en dat hulle haar vir dood agtergelaat het. En sy haar Sukkot daai eerste nag, dat sy sê ek lewe, ek is gespaar. En elkeen van ons het sulke momente in ons lewe wat ons kan sê, dankie Here, dankie daarvoor. Dit kan ook natuurlik wees jou eerste dag na skool, wat 'n nuwe lewe begin, jou eerste dag van aftrede, die nuwe kans om op 'n nuwe manier te lewe, om nie net te werk nie, om te sê, carpe diem, gryp die dag, hier's 'n nuwe seisoen in my lewe. En as jy jou Sukkot onthou, dan sê jy, dankie Here, dat ek hierdie dag kan aangryp. En daarom wil ek julle uitnooi, dat ons nou ook hierdie lied sing, O God van Jakob, en kyk net die mooi geskiedenis hier, lied 275, dis 'n lied wat ons voorheen baie meer gesing het, maar vers 5 sê, nee, ek het nou een te ver geblaai. Beskikker van ons deel en lot in vorentoe spoed, U is ons Vader en ons God, net U is waarlik goed. O God van Jakob, deur die hand word steeds die volk gevoed. Terwyl ons so sit, kom ons sing vers 1, 3 en 5.
Geliefdes, Gilead is deel van die Oos-Jordaan streek, deel van die beloofde land. En in Gilead is daar reukwerk en medisyne vir die ooste gelewer, en daarom is die uitdrukking die balsam van Gilead bekend geraak, en dis ook Jeremia 8 vers 22 wat ek met julle gedeel het. My volk se wonde is ook my wonde. Is daar nie balsam in Gilead nie. En die balsam plant word van daardie blare en die vrugte gemaak, en dit is as parfuum en medisyne gebruik, en dit was van hierdie balsambome afkomstig. Maar hulle sê Gilead was ook uitstekende weiveld, en dit is aan Gad en Reuben toegeken vir daardie twee stamme. En gemeente Golgotha is ook maar net 'n naam, maar vir ons as gelowiges is dit baie meer as 'n naam, want dit is waar ons ook Jesus se balsam vir die vergifnis van ons sonde beleef het, dat hy in ons plek gesterf het. En ook Petrus se woorde wat ek aangehaal het op Pinksterdag, dat hy gesê het, deur Jesus se wonde het daar ook vir ons genesing gekom. As ons getuig van God se goedheid en genade in ons verlede, ons Sichems en ons Sukkots, dan is ons ook Paasfees oggend wakker gemaak met die wonderlike boodskap, Jesus het opgestaan, hy het die dood oorwin. Ons harte het lewendig geword vir 'n nuwe dag, vir 'n nuwe manier om te lewe. En dan word hier in die teks ook gesê oor Efraim en Manasse. Nou broers en susters, hulle is eintlik Josef se twee kinders. Maar Jakob het hulle as sy eie seuns aangeneem. En daar is in Genesis 48 vers 20 'n vers wat ek seker al gelees het, maar vergeet het. Daar staan, daardie dag het Jakob die twee seuns, Manasse en Efraim, geseën, en dan sê hy in sy seën, die Israeliete sal mekaar seën met die woorde, mag God jou maak soos Efraim en Manasse. Mag God jou maak soos Efraim en Manasse. Is dit nie pragtig nie? Piet Smit se liedjie wat ons sê, ons wil meer en meer soos Jesus wees. Dat ons hier bewus raak, broers en susters, ook hoe God soms werk. Dat Jakob vir Efraim en Manasse as seuns aangeneem het. Nou weet baie van ons ouer lidmate is nie so sterk op Facebook nie. Maar vir ons jonger lidmate en almal wat op Facebook is, weet dat jy jouself bekendstel daar, dat jy kan sê jy's in 'n verhouding of jy's getroud. Maar dan is daar ook 'n interessante frasiekie wat hulle kan sê as jy jouself ten opsigte van jou verhoudings wil definieer. Ek sê dit maar in Engels, dan staan daar iets complicated. Dis soos daardie toneelstuk wat sê my ma se tannie se oom se pa, né? Ons kom nie almal uit gesinne waar daar een pa en een ma was nie. Soms is ons hersaamgestelde gesinne. Soms beleef ons God se genade dat jou pa of jou ma oorlede is of geskei is, en dat jy in 'n gesin opgeneem is en dat jy daar gevorm is. En daarom wil hierdie Psalm ook vir ons sê, raak bewus van jou reis na gister. Waar het jy opgegroei in verhoudings? In die gesin waar jy groot geword het? In die familie? Watter dinge het 'n belangrike rol gespeel? Dis nie net die plekke wat jou vorm nie, maar veral die mense. Die mense wat 'n rol in jou lewe gespeel het. Dat jy soms ook wil sê, ek wil soos Efraim en Manasse wees in my invloed in mense se lewens. Iemand vertel vir my dat haar pa skielik op 37 aan 'n hartaanval dood is. Sy was 9 jaar oud. Haar sussie was 2 of 3. Hoe haar ma hulle groot gemaak het onder moeilike omstandighede. Elkeen van ons het ook 'n
verhaal in ons verlede van ons familiegeskiedenis. En die wonder is dat Charlie Swindle het dit so mooi gesê, home is where life make up its mind. Sommige van ons kan sê ons het 'n wonderlike kinderlewe gehad, 'n gesinslewe, familielewe, van liefde van pa en ma en van ons boeties en sissies en hoe ons gevorm is as mense. En daarom ook as jy reis na gister, kan jy vandag ook sê dankie Here vir my ouers, vir my familie. Maar soms moet jy ook sê, Here, dankie dat ek kan kies om anders te wees, want ek het dit nie maklik gehad nie. Vir watter mense in die lewe wil die Here jou wakker maak, want jy het in hulle God se liefde en genade gesien. Hulle het jou uitgenooi om op 'n nuwe manier ook mens te wees. Maar dan, broers en susters, as ons na gister gereis het, hoe lyk ons reise vir vandag? Nou hier is ook 'n klomp name wat sommige van ons sal onthou as ek dit weer lees. Moab en die Moabiete. Hulle was meestal vyande van die Israeliete. Maar die een ligpuntjie as ons die boek Rut lees, is dat Rut 'n Moabiet is wat 'n Joodse gelowige geword het, 'n voorouer van Dawid, dat Dawid uit daardie geslag gebore is. Maar dan ook in Psalm 108 vers 11 is die vraag, wie sal ons na Edom toe lei? Ekskuus tog. Edom is die plek van die nageslag van Esau. Nou dadelik onthou ons wat tussen Jakob en Esau gebeur het. Dis 'n plek wat die Israeliete vermy het. Want daar het iets in die verlede gebeur toe hulle uit Egipte getrek het op pad na die beloofde land. Dan in Numeri 20 vers 14 vra hulle, kan hulle deur Edom trek, want anders moet hulle buite hom trek en die kortpad was deur Edom. En Edom het gesê, daar's nie 'n manier nie. Julle trek nie deur ons nie. Hoe weet ons, julle gaan ons nie aanval nie. En die Israeliete het dit onthou vir jare en jare en daarom was hulle aardsvyande van mekaar. En dis nou nie aardsvyande soos die tikkies en die maties of die Eldorein en Swartkop se hoërskool in die jaarlike derby wat hulle te mekaar speel met rugby en al die sport nie. Dis meer soos ons oupas en oumas vir ons vertel het van die Boereoorlog. Dat baie van ons sê, maar Engels gebruik ons maar net vir selfverdediging, want ons onthou daardie Boereoorlog, broers en susters. En in hierdie week was daar ook 'n beriggie oor met die opskrif moddervlieg tussen boere in die Vrystaat, 'n ou familiefete wat in die hof eindig. Mense wat onthou wat jare terug gebeur het. En dit is dikwels oor waterregte en lyndrade en families wat nie oor die weg gekom het nie. Ons onthou soms ook in ons verlede daardie hartseer gebeure tussen mense. En as Jesus opdrag gee aan die disippels en sê, julle moet my getuies wees in Jerusalem, in Judea, dis die beloofde land, dis wat ons ken, maar dan sê hy ook in Samaria, daar waar die Samaritane bly, die plek wat ons vermy het, wat ons eerder buite hom stap as deur dit te stap. Daarom dat Dawid ook hier bid, help u ons tog teen die vyand, want die hulp van mense dis niks. Met God aan ons kant kan ons oorwin. Hy self sal ons vyande vertrap. En broers en susters, soms word ons gestuur na plekke waar ons nie kies om self te wees nie. Sesmilspruit is 'n missionale gemeente, 'n gemeente wat sê ons reik uit na die omgewing om ons, in die stad hier waar ons bly, om nood te verlig. En daai nood is nie altyd net fisiese nood, honger en dors nie.
maar dis ook 'n nood wat dieper is. 'n Nood soos eensaamheid. Die nood wat nie een van ons gaan vrywillig sommer hospitaal toe om net te kyk hoe lyk die hospitaal nie. Of na 'n versorgingsplek, 'n huis vir kinders, of 'n plek waar mense met Alzheimer versorg word nie. Ons vermy daai plekke totdat ons gedwing word, want ons het iemand daar wat daar versorg word. Maar daarom die uitdaging in hierdie Psalm is, kan ons ook die balsam van Gilead wees. Is ons as kerk ook 'n helende gemeenskap, wat mense bymekaar uitbring, mense met nood, maar ook soms mense wat so beklei dat hulle nie met mekaar wil praat nie. Kan ons genesend op verhoudings inwerk, om mense weer bymekaar te bring om te sê, onthou die trou van die Here, onthou wat in die verlede gebeur het, maar onthou ook daar is vergifnis. As ons wonde genees het, is daar 'n letsel, maar ons moet nie ou koeie uit die sloot bly opgrawe nie. Die Here het ons vergewe. En as ek vir die Here vra, Here vergewe my sonde, dan sê hy nie, maar het jy nie 2 weke terug of 3 weke terug of 'n jaar terug dieselfde gevra nie. Die Here doen dit nie, hy vergewe ons, hy gee ons kans om nie te lewe. En daarom die uitdaging, waarheen stuur die Here ons soms na ongemaklike plekke, waar ons nie graag wil wees nie. Maar die Here wil ons juist daardeur uitdaag om te sê, onthou jou reis na gister, onthou die nuwe dag wat gebreek het, onthou die genade, die vergifnis, die mense en die plekke wat in jou lewe 'n rol gespeel het. En mag hierdie gemeente 6 myl spruit ook 'n plek wees wat jy altyd sal onthou as 'n plek waar ek genesing ontvang het, waar ek die Here ontmoet het, maar waar die Here my ook uitstuur om te sê, ek is ook balsam vir hierdie omgewing. Daar's 'n pragtige lied wat ons net nou gaan na luister, maar ek lees net 'n paar van die woorde, julle kan dit hier op die bord ook sien. There's a balm in Gilead to make the wounded whole. There's a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. Sometimes I feel discouraged and think my work's in vain, but then the Holy Spirit revives my soul again. En dan sê hy ook, if you can't preach like Peter, and if you can't pray like Paul, just tell the love of Jesus. He say he died for all. Amen. Kom ek gee jou 'n paar oomblikke van stil gebed, om ook te antwoord op die woord wat jy gehoor het, en wat dit in jou wakker gemaak het, in jou hart, dat jy dalk wil dankie sê vir iemand of 'n plek, en dan gaan ek ook vir ons voor in gebed. O God van Abraham en van Isak en van Jakob, maar ook ons Here en ons God. Dankie dat ons kan wakker word vir u genade in ons lewe, vir tweede kanse, vir 'n nuwe dag, vir 'n nuwe seisoen. En Here, dankie vir die Sichems en die Sukkots in ons lewe, dat ons daardie plekke kan onthou, maar ook wat u daar vir ons gedoen het, en hoe u ons nuwe lewe gegee het. Here, dankie vir die plekke wat ons kan onthou hoe u ons lewenspaaie bestuur het. Dankie vir ons ouers en ons familie, vir ons broers en susters in die gemeente, vir onderwysers en kategete, wat ons help vorm het tot die mense wat ons vandag kan wees. En Here, ons bid dat u deur die Heilige Gees vir ons as gemeente ook as balsam vir mekaar gee, maar dat ons dit ook vir die omgewing sal wees. Ons land en ons kerk het dit so nodig, Here.
Here Jesus, ons bid ook om vergifnis, dat ons soms dinge onthou wat U ons vergewe het, en dat ons ook mekaar moet vergewe en nuwe kansse gee. Maar ook dit vir ons vyande, ons sogenaamde vyande, die seer wat ons so dikwels diep kan onthou. Maar dankie vir U vergifnis. En leer ons om U genade en trou elke dag te vier, en dat ons dit raak sien as ons wakker word, en dat ons ook sal wakker wees vir geleenthede om U te loof en te prys, want U is goed. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes, en terwyl ons dit doen, gaan ons na hierdie pragtige lied luister. Lied 488 vertel ook waarheen die Here ons stuur. Helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Maar dan ook die derde vers sê, balsem bring herstel vir wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer. Tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos Heer deur ons bied. Kom ons sing al vier die verse van lied 488.
Mag jy altyd werk vir jou hande hê. Mag jou beursie altyd 'n muntstuk bevat. Mag jy 'n huis hê met 'n venster waardeur die son skyn. Mag daar altyd 'n reënboog na die reënby wees. En mag die hand van jou vriend nooit te ver wees nie en mag God jou oë oopmaak vir jou naaste se nood en mag sy blydskap altyd jou hart vul. Mag die pad voor jou altyd reguit wees en mag jy die wind altyd van agter kry. Mag die son jou gesig streel en die reën sag op jou lande uitsak totdat ons weer ontmoet. Mag God jou in die palm van sy hand vashou. Amen.